Ons gaan voort met Romeine 12 vandag, ons van die tweede gedeelte vandag saam behandel. Ek gaan weer die skriflesing so in die preek self hanteer. Maar kom ons bid net eers saam. Here, ons aanbid U as die Here van die Here en die Koning van die konings. Here, niemand is groter as U nie. En dankie dat ons U kan aanroep as ons God. Dankie Here dat ons U kinders mag wees. Dankie dat U ons aangeneem het as U kinders. En Here, ons is hier omdat ons glo dat U deur U woord met ons wil praat. Maak dit rustig in ons binneste, Here. Dankie dat U hier is. Spreek, Here, U diensknegt en die diensmaagd luister. Amen. In Romeine 12 gee Paulus vir die gelowiges riglyne oor hoe hulle moet leef. Veral hoe ons as gelowiges onder mekaar moet leef, as medegelowiges. In Christus is ons een liggaam en as lede van hierdie een liggaam van God het ons mekaar nodig. Dis al die dinge wat ons verlede Sondag gesien het. In 1 Korintiërs 12, waar Paulus baie uitvoerig praat oor die gawes van die Gees, skryf hy daar in vers 12 tot 14, net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een Gees gedoop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry. Ons is almal van die een Gees deurdrenk. Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. En dan gaan Paulus daar in 1 Korintiërs 12 voort en hy verduidelik wat dit beteken. Hy verduidelik dat die hand nie moet kla omdat die hand nie 'n voet is nie, en dat die oog nie moet kla omdat die oog nie 'n oor is nie. Want elke ledemaat van hierdie liggaam, sê hy, het 'n bepaalde funksie wat hulle moet verrig, en onderling het ons mekaar nodig. En God wil hê, sê Paulus dan ook vir ons, dat ons hierdie spesiale gawes wat ons van die Here ontvang het, wat die Gees van die Here vir ons elkeen gegee het, dat ons dit sal aanwend in die gemeente tot voordeel van elkeen afsonderlik, maar ook dan van die gemeente as 'n geheel. En toe het ons ook verlede Sondag gesien hoe dat Paulus 'n beroep op ons as gelowiges doen om toe te laat dat die Here ons denke sal nuut maak sodat ons onsself as 'n offer aan die Here kan gee. Juis met die doel daarvan dat ons binne hierdie geloofsgemeenskap waarin ons leef vir die Here meer diensbaar kan wees en ook vir mekaar kan dien. Vandag gaan ons dan sien hoe dat Paulus voortbou op hierdie tema om op Jesus se manier te dink tot voordeel van die gemeente. Dat die kerk die liggaam van Christus op aarde verteenwoordig, is vir Paulus ononderhandelbaar. Natuurlik het die kerk in Paulus se tyd 'n bietjie anders gelyk. Dit was baie kleiner. Kerke het in elk geval eers seker hier in die 4de eeu rond begin ontstaan. Ek praat van geboue. Voor die tyd was dit huiskerke gewees, klein groepies mense wat iewers bymekaar gekom het. So dit het baie anders gelyk. Maar die beginsel wat Paulus vir ons stel as hy praat oor die kerk as die liggaam van Christus, dit het niks verander nie. Die gemeente is die liggaam van Christus, ek en jy is lede van hierdie liggaam en ons het mekaar nodig. Ons het elkeen, let wel, elkeen 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar en 'n verantwoordelikheid
teenoor die liggaam in geheel. En dan vanaf vers 9 tot 21 vertel Paulus dan verder hoe ons as gelowiges teenoor mekaar moet optree. Ek gaan nie al die verse lees vanoggend nie, ek wil so 'n paar uitlig en dan so 'n bietjie daaroor gesels. Maar kom ons begin daar by Romeine 12 vanaf vers 9 tot 10. Ek gaan dit weer lees uit die Nuwe Testament. Wees opreg in julle liefde. Moenie net voorgee dat julle lief is vir ander mense nie. Haat alles wat sleg is. Hou vas met alles in julle aan dit wat goed en reg is. Gee baie om vir medegelowiges. Loop oor van deernis vir hulle. Doen alles wat julle kan om mekaar te eer en te respekteer. Gaan uit julle pad om te kyk wie van julle behandel mekaar met die meeste respek. Iemand wat so 'n klompie weke terug ons gemeente besoek het na die tyd die opmerking gemaak dat hy so 'n lekker warm atmosfeer in die kerk ervaar. Ek was nogal trots geweest om dit te hoor. Maar ek was nie vreeslik verbaas daaroor nie. Want dit gebeur van nature as jy 'n groep mense bymekaar kry wat vir mekaar omgee en vir mekaar lief is. En ek dink nogal dit sê iets van ons gemeente, dat mense dit agterkom, dat mense inkom in die kerk en sê maar hier's 'n lekker atmosfeer, hier's 'n groep mense wat regtig vir mekaar omgee. Paulus sê daarso, moenie net voorgee dat jy lief is vir ander mense nie. Ek lees 'n tyd terug in 'n boek dat iemand skryf dat jy in 'n persoon se oë kan sien of hulle opreg omgee vir jou. Hy sê dis so maklik om te glimlag. Hy sê maar baie mense sal jy sien as hulle glimlag, dis net die mondhoeke wat opgaan. Maar die glimlag trek nie deur na die oë toe nie. Die oë is eintlik die manier wat ons kan sien of 'n persoon opreg glimlag en opreg vir ander mense omgee. Jou oë verklap of jou glimlag opreg is. Die manier waarop ons omgee vir mekaar, die sagtheid waarmee ons mekaar behandel in die kerk as medegelowiges. Dit spreek van opregte liefde, die tipe liefde wat Jesus van ons vra. En dit geld ook vir die respek wat ons vir mekaar het. Daai laaste deel van vers 10 is vir my so pragtig vertaal hier in die Nuwe Testament. Gaan uit julle pad om te kyk wie van julle behandel mekaar met die meeste respek. En mens kan nie anders as om die hart van Paulus hier te hoor as hy praat nie. Doen alles in julle vermoë, sê hy vir ons, om mekaar te oortuig van julle opregte liefde en julle respek vir mekaar. Kom ons gaan verder, vers 11 en 12. Moenie afkoel in julle ywer en toewyding aan die Here nie. Laat julle lewe oorloop van entoesiasme. Doen dit soos goeie slawe van die Here. Dien hom met oorgawe. Wees altyd vol vreugde, omdat julle weet julle het 'n ewige toekoms in die Here. Staan sterk as julle swaar kry. Moet nooit vir een enkele oomblik ophou om te bid nie. So Paulus kom nou en hy sê vir ons, ek moedig julle aan om met ywer voort te gaan om die Here te dien. En ek kon nie anders as om te dink aan daai bekende vers in Hebreërs 12 vers 1 en 2 nie. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. En ek kan in my gedagtes kan ek my voorstel hoe dat Paulus saam met hierdie klomp mense sit, hierdie groot groep gelowiges, hoofsaaklik uit die Ou Testament uit, soos wat dit in Hebreërs staan, maar 'n klomp gelowiges wat hier op die paviljoen sit en vir ons hande klap en vir ons cheer en vir ons sê, gaan aan om die Here te dien die Here ywerig. Julle moet hierdie wedloop voltooi. Paulus gebruik hier 'n uitdrukking hier in Romeine wat letterlik beteken
dat jou binneste moet kook vir die Here. Weet julle, ek beny soms mense wat nie in 'n kerk groot geword het nie, mense wat miskien so 'n bietjie meer wêrelds groot geword het, en dan op 'n dag die Here ontmoet, en dan daai radikale bekering ervaar, soos wat Paulus ook daar op die Damaskuspad ervaar het. Ons wat van kleins af in die kerk groot geword het, ons het sonnaarskool deurgaan en katekisasie en al daai dinge, en ons is geweldig bevoorreg dat ons dit kon gedoen het. Ek wil dit in my lewe nie anders te gehad het nie. Maar ek dink baie keer die gevaar bestaan by ons, dat ons naderhand so gewoond raak aan die kerklike dinge, dat ons naderhand so gewoond raak aan die dinge wat te doen het met die Here en met die kerk, dat ons in die proses ons ywer vir die Here verloor, en dat ons verhouding met die Here naderhand begin afkoel. Dis presies wat in sommige van die gemeentes daar in Klein-Asië gebeur het, waarvan ons in Openbaring 2 en 3 gelees het. Dis presies wat in Laodicea gebeur het, daai gemeente wat Johannes dan skryf, dat hulle lou geword het. Hy sê, hulle is nie koud nie, hulle is ook nie warm nie, hulle het lou geword. Hulle kook nie meer, as ons nou Paulus se woorde kan gebruik, hulle kook nie meer hier in hulle binneste vir die Here nie. Hulle het daai entoesiasme wat hulle aanvanklik gehad het om die Here te dien, het hulle begin verloor. En Paulus sê vir ons, gaan aan om die Here ywerig te dien. Gaan aan dat dit kook hier in jou binneste, terwyl jy die Here dien. Daarmee saam sê hy vir ons, dat ons volhardend moet bid. Hy sê dit daar in vers 12. In 1 Tessalonisense 5 vers 17 stel hy dit nog sterker as hy sê dat ons sonder ophou moet bid. Nou wat bedoel Paulus hiermee? Dis tog gans onmoontlik om 24 uur per dag op jou knieë te wees, besig om te bid. Presies, dit is onmoontlik. Maar dit is ook nie wat Paulus hier bedoel nie. 'n Vriend van my het dit vir my vreeslik mooi verduidelik. Hy sê, gebed is om as dit ware so op God se skoot te gaan sit. In sy arms, wat hy jou vashou, soos wat ons 'n babietjie sal vashou, of 'n jong kind sal vashou. Dat God ons so vashou op sy skoot, en dat ons in God se oë kyk, en met God praat. Hy sê, dis eintlik wat gebed is daai intieme gesprek tussen my en God. Maar dit gebeur nie net as ek formeel nou gaan bid, op my knieë is, of waar ook al by 'n lesenaar sit en bid nie. Dit gebeur eintlik heeldag. Natuurlik gebeur dit ook in daai tye wat ons meer formeel bid, wat ons ook moet doen, maar dit gebeur ook waar ek besig is om met my daaglikse lewe aan te gaan. Bewus daarvan dat ek elke oomblik op God se skoot sit. Gebed is om voortdurend bewus te wees van die teenwoordigheid van die Here in jou lewe. In alles wat jy doen. Of jy by jou lesenaar sit en werk, of jy voor in 'n klas staan, besig om klas te gee, of jy besig is om te ploeg, of te plant, of jy besig is om jou vee te versorg, of jy besig is om kos te maak, of as jy dalk besig is om iewers heen te ry in jou voertuig, jy bly voortdurend bewus daarvan, dat die Here by jou is. Dis nie asof jy die oggend by jou knieë opstaan en nou het jy klaar gebid en nou is die Here weg nie. Die Here is nog steeds daar. En soms praat jy maar sommer spontaan met die Here. Soms dink jy maar net hoe wonderlik dit is dat die Here by jou is. Ander kere doen jy dit meer formeel. Maar gebed gaan altyd oor hierdie intieme verhouding wat jy met die lewende Here het. Hierdie intieme verhouding waarin ons leef saam met God. En daarom is dit werklik moontlik om sonder ophou te bid.
omdat jy 24/7 bewus is van jou afhanklikheid van die Here en van jou nabyheid aan God. Ons het verlede Sondag ook gesien hoe belangrik dit is om ons denke reg te kry. In vers 2 het ons verlede Sondag gesien dat Paulus sê dat ons vir God moet toelaat om ons denke te verander, dat ons op 'n nuwe manier oor God moet dink, sodat ons op 'n nuwe manier kan lewe. En nou kom Paulus hier in vers 16 en 17, en hy bou voort op hierdie selfde tema oor hoe ons dink oor God, en hoe belangrik dit is om reg te dink oor God. Ons lees daai 2 verse, vers 16, wees eensgesind, maak baie ruimte vir mekaar in julle gedagtes en in julle harte. Moenie dink julle is beter as ander mense nie. Maak vriende met mense wat nederig is. Moenie dink julle is altyd reg nie, of dat julle alles weet nie. Wees nederig. Moet nooit slegte dinge terugdoen aan mense wat slegte dinge aan julle gedoen het nie. Leef anders. Dink heel eers aan watter goeie dinge julle kan doen vir ander mense. Gaan doen dit dan. 4 keer in die Griekse teks, dit kom nie altyd so duidelik deur in die Afrikaans nie, maar 4 keer in die Griekse teks gebruik Paulus in hierdie 2 verse woorde wat spesifiek verband hou met ons denke. Om eensgesind te wees beteken heel letterlik dat ons dieselfde moet dink. En dan sê Paulus dat ons nie arrogant moet wees nie. Letterlik dat ons nie moet dink dat ons altyd reg is nie. Ons moet ook nie dink dat ons altyd alles weet nie. Met ander woorde, ons moet nie eie wys wees nie. En dan sê vers 17 vir ons dat ons voortdurend ons gedagtes moet instel daarop om te dink aan wat goed is vir ander mense. Kom ons praat so 'n bietjie oor wat dit beteken om eensgesind te wees. Baie mense is van mening, as jy praat van eensgesindheid, dat ons oor elke ding letterlik moet saamstem. Maar geliefdes, dit sal ons nog nooit gebeur nie. Selfs binne 'n huwelik, waar 'n goeie huwelik, waar 'n man en vrou baie lekker saamwerk, saamleef, selfs daar sal jy dit nooit vind dat hulle altyd oor elke ding presies dieselfde voel nie. Ek hoor van 'n man wat vertel dat hy kort tevore vir sy vrou 'n nuwe bril gekoop het. Hy sê maar hy het eintlik sy geld gemors, want sy vrou kan nog steeds nie die dinge sien soos wat hy dit sien nie. As dit waar is dat 2 huweliksmaats nie altyd oor alles sal saamstem nie, hoeveel te meer nog hier in 'n gemeente van 'n paar dosyn mense, of in groter gemeentes met honderde, selfs duisende mense. Ek het ook een keer gehoor van iemand wat sê dat hy met enige persoon oor die weg kan kom, solank daardie persoon net met hom saamstem, net dink soos wat hy dink. Maar dis nie wat Paulus hier bedoel nie. Paulus bedoel nie dat ek en jy oor elke ding presies dieselfde sal voel nie. Want as dit so was, waarvoor het ek julle dan nodig? Of waarvoor het julle my nodig? As ons almal in elk geval presies weet wat reg is en presies alles verstaan, dan het ons nie mekaar nodig nie. So dit is nie wat Paulus hier bedoel nie. Waaroor gaan dit dan? As hy sê dat ons eensgesind moet wees, dan gaan dit oor die sake wat ononderhandelbaar is binne die liggaam van Christus. Ons geloof in die drie-enige God is ononderhandelbaar. Ons geloof in Jesus Christus as ons verlosser is ononderhandelbaar. Ons geloof dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, dat hy begrawe is, dat hy weer opgestaan het uit die dood, dat hy opgevaar het na die hemel en dat hy weer gaan kom. Al hierdie dinge is ononderhandelbaar. Daaroor kan ons nie verskil nie. Daaroor moet daar eensgesindheid wees in die gemeente van die Here Jesus. Want dit is tog die kern van wat ons glo as Christene. Dat ons onwrikbaar
aan Jesus Christus gehoorsaam moet wees. Daaroor behoort ons ook nie 'n verskil van mening te hê nie. Maar broeder, suster, daar's ander sake wat mense sou sê so 'n bietjie op die rand lê. Dinge wat nie altyd ons altyd dieselfde oorvol nie. Ons kry baie keer dat in gemeentes is daar vreeslike argumente oor die sang, byvoorbeeld. En die een wil dit so en die ander een wil dit anders hê en dan almal nader en kwaad vir mekaar en hulle spat uit mekaar uit. Is dit nodig? Is dit regtig nodig dat ons almal presies dieselfde moet voel oor musiek in die kerk? Ek dink nie so nie. Ek dink daar's ruimte dat ons met mekaar kan verskil en ek dink daar's ruimte dat ons mekaar kan tegemoetkom ook wat sulke dinge betref. Want ons is verskillende mense, ons het verskillende persoonlikhede, ons het verskillende agtergronde waaruit ons kom. Ons hoef nie oor elke ding presies dieselfde te voel en in al daai dinge eensgesind te wees nie. In baie van die gemeentes waar Paulus by betrokke was, lees ons ook van spanning wat in daai gemeentes was. In Korinthe was dit die geval, selfs hier in Rome, in die gemeente in Rome, het hulle ook nie met mekaar saamgestem nie. Luister 'n bietjie hoe spreek Paulus hierdie probleem aan. Romeine 14 vers 1 tot 3. Aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry, as sy opvatting van joune verskil. Een glo 'n mens mag alles eet, 'n ander is swak in die geloof en hy eet net groente. Die een wat alles eet, moet die ander wat net groente eet nie verag nie. En die een wat net groente eet, moet die ander wat alles eet nie veroordeel nie, want God het hom aangeneem. En dan sy gevolgtrekking in vers 17, die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde wat die Heilige Gees ons gee. Dis Paulus se oplossing. Aanvaar mekaar. Aanvaar dat daar verskille is. Aanvaar dat mense nie oor elke ding presies dieselfde voel nie, maar aanvaar die persoon. Rupertus Meldenius is 'n Lutherse teoloog wat hier in die 17de eeu geleef het. En hy het 'n baie bekende uitspraak gemaak. Hy het gesê, in essentials, unity. In non-essentials, liberty. In all things, charity. In essensiële sake, eenheid. In nie-essensiële sake, vryheid. In alles, liefde. En geliefdes, ons mag van mekaar verskil oor nie-essensiële sake. Die belangrike ding is hoe ons van mekaar verskil. Dis waar die liefde inkom. Ek het 'n baie goeie Christenvriend in Piet Retief. Ons kuier amper elke week saam. Sit ons in koffie drink en ons gesels, baie keer 2-3 ure lank. Wat ons net sit en gesels, meestal oor kerksake. Hy het 'n besondere belangstelling in die kerk en baie keer kom hy daar na my toe en sê, hy wil net so 'n bietjie met my praat, hy wil so 'n bietjie sy kop oopmaak, hy wil net so 'n bietjie my gebruik as 'n klankbord oor sy gedagtes. En dan gesels ons. En ek dink oor die meeste van die goed stem ons nogal saam. Maar so hier en daar is daar 'n ding wat ons nie oor saamstem nie, wat ons oor verskil. Wat hy 'n siening het en ek het 'n ander siening en dan praat ons daaroor. En soms oortuig hy my van sy siening en ander kere oortuig ek hom van my siening. En dan ander kere dan sê ons nee, wel dit ons vind mekaar nog nie heeltemal op hierdie punt nie. Maar ons luister vir mekaar. En dit is my nogal wonderlik gewees, die afgelope week donderdag was hy weer daar by my en weer lekker lank gesels en so rukkie nadat hy weg is, stuur hy vir my 'n boodskap. En hy sê vir my in die boodskap: "Dankie dat ek en jy mekaar met respek hanteer. Dankie dat ons vir mekaar 'n veilige ruimte geskep het om met mekaar te mag verskil." En ek het besef, daai gesprekke en selfs die verskille wat ons met mekaar deel en wat ek vir hom sê, weet ek sien dit so en hy sê hy sien dit so en ons praat daaroor, dat dit geweldig verrykend is. As ek alles geweet het ek uitgemis op 'n klomp dinge wat hy
met my wou deel, en andersom ook. Maar ons besef, dat dit nie in die eerste plek gaan daaroor, om mekaar te oortuig nie. Dis nie waarvoor ons daar is nie. Ons praat, omdat ons by mekaar wil leer. En of ons saamstem of nie, maak uiteindelik geen verskil aan ons vriendskap nie. En geliefdes, ek dink, dit is wat Paulus hier bedoel. Eensgesindheid gaan oor sake wat ononderhandelbaar is. Die inhoud van die apostoliese geloofsbelijdenis, wat ons in die kerk bely, dit kan ons nie oor onderhandel nie. Dat ons aan Christus gehoorsaam moet wees, soos ek net nou ook gesê het, daaroor kan ons nie onderhandel nie. Dat ons as broers en susters in die Here mekaar sonder voorbehoud moet lief hê en mekaar moet respekteer. Daaroor kan ons nie onderhandel nie. Dat ons vir mekaar moet bid. Daaroor kan ons ook nie onderhandel nie. Maar daar's dinge wat ons nie altyd oor gaan saamstem nie. Dan sit mens jy gesels daaroor en jy luister mooi wat die ander persoon sê en jy stel jou saak en die ander persoon luister mooi wat jy sê en miskien verander jy 'n bietjie van mening, maar ten minste gaan jy kan sê, ek verstaan jou. Ek verstaan waar jy vandaan kom. Ek verstaan hoekom jy voel soos wat jy voel. En ons is nog steeds lief vir mekaar. Terwyl ek besig was om voor te berei vir vanoggend, en ek hierdie gedeelte in Romeine 12 oor en oor deurlees, en ek het in 'n klomp verskillende vertalings ook gelees, om net te probeer verstaan, wat is dit wat Paulus eintlik vir ons hier wil sê. Toe tref dit my, dat al hierdie dinge, wat Paulus vir ons sê, oor hoe ons moet leef, presies die lewenswyse van Jesus Christus self beskryf. Jesus het vir ons geleer, wat dit beteken, om opreg lief te wees vir iemand. Hy het dit vir ons gedemonstreer. Hy het vir ons gewys wat dit beteken, om mekaar as lede van 'n geloofsgemeenskap te respekteer. Hy het vir ons geleer, wat dit beteken, om in afhanklikheid van God die Vader te leef. Hy het vir ons geleer wat dit beteken, om voortdurend te bid. Hy het vir ons geleer wat dit beteken, om die Here met ywer te dien. En toe snap ek, wat dit eintlik beteken, as jy die Here toelaat om jou denke te verander. Dan dink jy soos Jesus, en jy leef soos Jesus. Amen. Here, dankie, dat ons vir U kan hoor, dat ons U liefde, U deernis wat U vir ons het, kan hoor in U woord. En Here, leer vir ons, verander ons denke, dat ons so kan leef na buite toe. Help vir ons dat ons so sal leef, dat mense in ons glimlag, in ons oë, die liefde van ons Here Jesus sal kan ervaar. Maak van ons draers van U liefde, Here. Teenoor mekaar, hier in die kerk, maar ook as ons môre weer terug is in ons gewone lewe, terug is by die werk, of terug is waar ons tyd spandeer, dat in die manier wat ons leef, mense vir U kan raak sien. Here, ons leef in 'n wêreld wat smag na liefde. Maak vir ons
die draers van daardie liefde. Amen.